Jesus praise. Would you please stand to your feet and give Jesus praise? Can we take a moment and celebrate the King of Kings? Kan ons die Here so lekker prys gee? Kan ons die Here so lekker prys gee? Kan jy mond oopmaak en die Here so lekker prys gee? Hallelujah, to God be the glory for great things he has done. You may be seated in the presence of the Lord. Groete in die wonderlike naam van die Here. Is vir my 'n goddelike voorreg om vanoggend u te kan groet in die onfeilbare naam van ons Here en Meester Jesus Christus. Ek wil groet die bedroefde familie in die wonderlike naam van die Here en ons bid die Here dat die Here julle vertroos in hierdie tyd van droefheid. Dat die Here julle versterk en dat hy die nodige krag en sterkte aan u verleen, aan die apostels, die profete, die evangeliste, die pastore, die leraars. U is geherken en gegroet in die wonderlike naam van Jesus. My pragtige vrou, Prophet Janine, amen, is gegroet. Die kerkraad van die huis van YHWH TMI is geherken. En elke familielid en begrafenisganger wat my stem kan hoor, ek gaan my bes te probeer om u nie op te hou nie. Maar ons gaan stryd na die woord van die Here toe gaan. Weereens wil ons namens die gemeente en my huisgesin, ons familie, ons innige meegevoel betuig aan die familie. En ons bid vir julle en ons vertrou die Here dat die Here julle die seisoen sal dra. Family, we're going to go to the word of the Lord in the book of Hebrews chapter 9. Straight into the word of the Lord. Amen. Of Hebrews chapter 9 verse 24 to 28. In this house we have the custom to stand for the reading of God's word. So would you please stand to your feet with me as we get Hebrews chapter 9 verse 24 to 28. Amen. You can read on the screen if you don't have a Bible. Hebrews 9, 24 to 28. For Christ has not entered the holy places made with hands, which are copies of the truth, but into heaven itself, now to appear in his presence of God for us. Now that he should offer himself often, not that he should offer himself often, as the high priest enters the most holy place every year with blood of another. He then would have had to suffer often since the foundation of the world. But now, once at the end of the ages, he has appeared to put away sin by sacrifice of himself. And as it is appointed for men to die once. En soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe, maar daarna die oordeel. So Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for him, he will appear a second time, apart from sin, for salvation. Let's just read verse 27 again. And as it is appointed for men to die once, but after this, the judgment. So Christ was offered once to bear sins of many. To those who eagerly wait for him, he will appear a second time, apart from sin, for salvation. Die Here seën sy voorgeleesde woord. You may be seated in the presence of the Lord. I want to very briefly teach on the subject after death. After death. Geliefdes, is baie noodsaaklik om vir ons om te verstaan en ons kan relate vanoggend as ons wil, dat die dood is een van die dinge wat ons almal in gemeen het. Die dood is 'n realiteit en dit is seker een van die mees kommonste nuus wat ons ontvang. Baie kere daagliks kry ons nuus van mense wat afsterwe en baie kere om elke hoek en draai is daar mense wat afsterwe. As miskien nie vandag ons familie nie, as miskien vandag u familie, maar die realiteit is dat ons almal gaan een of ander tyd te kampe kom met die dood. Whether it is in your own home or in the home of a neighbor or in the home of a family member, the reality is ons almal gaan te kampe kom met die dood. Maar die ding wat vir my altyd om kan vang, of die ding wat vir my altyd so indrukwekkend is dat ongeag hoe bekend ons met die dood is, dat die dood het altyd 'n manier om ons om kan te betrap. Die dood het altyd 'n manier om ons te vang op 'n tyd en op 'n uur waar ons dit nie verwag nie.
Elke keer wanneer ons 'n loved one verloor of 'n vriend verloor, het die dood die vermoë om ons fondasies te skud. Ek weet nie van u nie en ek het al 'n goeie paar mense afgestaan in die dood, maar elke keer wat ons te kampe gekom het met die dood net die manier gehad om die orde van die dag te interrupt. Die dood het net 'n manier gehad om met die orde van die dag te interfereer en op een of ander manier, prys die naam van die Here, voel dit altyd weer vir ons, even though ons die dood verwag, asof ons gereed was om die dood te ervaar. Ek weet some van ons, we try to portray the picture that we are superheroes and we try to portray the picture that life is nothing on you en u probeer die picture portray dat die lewe kan u nie kan bevang nie, maar die realiteit is die dat wanneer die dood by jou deur trap, het die dood die vermoë om disruptive te wees. Hoor my vandag dat die dood het die vermoë om in ons planne te interfereer. Die dood het die vermoë om met ons visies te interfereer. Die dood het die vermoë om te veroorsaak dat ons vrede ons verlaat. Ons het nie lang gelede ons broer begrawe, prys die naam van die Here, uit my ma se huis uit en somehow, in some way, op een of ander manier het ons verwag dat hy sou sterwe, maar toe ek die nuus kry net voor 8 die aand dat hulle hom geskiet het en dat hy unresponsive is, het hy die ability gehad om my van my vrede te beroof. That is disruptive. And sometimes what it does now, when death enters our life, it has the ability to break your spirit. Ek weet nie van u nie, maar was u al so gereed vir Kersfees, totdat u die tyding van die dood gekry het? Was u al so gereed vir 'n nuwe jaar, totdat u die tyding van die dood gekry het? Was u al so gereed om 'n birthday te celebrate, totdat u gehoor het dat die persoon vir wie ons gereed maak om te celebrate, is deur die koue hand van die dood weggeruim? Dood het die vermoë om 'n mens se gees te breek. Proverbs 17:22 says, a merry heart does good, like medicine, but a broken spirit dries the bones. May I submit to you today, family and friends, that a broken spirit is detrimental for your tomorrow. As jy hier vandag? A broken spirit has the ability to make you feel as if you do not want to get out of bed. A broken spirit has the ability to make you feel as if you do not see hope for tomorrow. Spreuke sê dat a merry heart is like a medicine, but a broken spirit dries the bones. Die Bybel sê in die boek van Johannes hoofstuk 11 dat Jesus kry nuus dat Lazarus gesterwe het. Nou u moet mooi verstaan, teen die dag toe Jesus die nuus kry, was Jesus net 'n paar dae voor hy in die huis van Lazarus. Voor hy kry was Jesus in die huis van Lazarus en Jesus minister Lee was in die huis van Lazarus en hulle het vir Jesus baie goed ontvang. When we study the text right, and sometimes maak ons van Martha uit, but the reality is dat Martha het die deur van die huis vir Jesus oopgemaak. Dit was nie Lazarus wat Jesus ingenooi het nie. Dit was Martha wat Jesus in die huis genooi het. Dit was Martha wat met Jesus 'n sitplek aangebied het en Martha het die regte ding gedoen om vir hulle water aan te bied. Niks wat Martha gedoen het was verkeerd nie. Martha het hospitality portray aan gaste wat sy gehad het in haar huis en sy was even disturbed deur die feit dat Maria aan die gehelp het. Martha gee vir Jesus 'n sitplek in die huis en 'n paar dae na dat Jesus die stad verlaat, stuur sy die boodskap agter Jesus dat die een vir wie hy lief is dodelik siek. Jesus tel hom om te kom en 2 dae na hy die boodskap gekry het, vat hy die journey af na Lazarus toe, prys die naam van die Here en dit vat hom 'n addisionele 2 dae om by Lazarus uit te kom wat vir hom nou ultimately 4 dae laat maak. Die Bybel sê, toe Martha hoor dat Jesus daar is, hardloop sy na Jesus toe en dieselfde Jesus wat sy goed ontvang het, blameer sy nou. Haar gees is gebreek en dieselfde Jesus vir wie sy water voorgesit het, kos voorgesit het, sê sy nou my broer is dood omdat u nie gekom het nie. Sy blameer Jesus, sy het gister vir hom hospitality gewees, maar omdat haar gees gebreek is.
dink sy nie voor sy praat nie. Sê vir iemand, 'n gebroke gees. Kom aan, jy kan saam. Broer nie gesterwe het nie. Jesus draai om na toe en hy sê vir ek is die opstanding en die lewe. Hy sê vir Martha wat sy moet verstaan dat dit stop hier vandag nie. Dan kom vir iemand te sê dat dit stop hier nie. Die wêreld sê vir jou dat sy een doodskuldig is, maar ek het gekom vir iemand te sê dit stop hier nie. Die wêreld sê vir jou wanneer sy hier sterwe, is dit oor en verby en as ek kapot, maar sweetheart, dit stop hier nie. Die Bybel praat van eendag wat die bassein sal blaas en hulle wat in Christus gesterwe het, hulle sal weer opstaan en hulle sal hom in die lig tegemoet gaan. Kyk na jou neighbor toe en sê neighbor, het stop hier nie. Het mag voel soos die einde. Het mag lyk asof alles oor is. Het mag lyk asof ons defeated is. Het mag lyk asof die pyn 'n leemte in my veroorsaak het en asof die verdriet my in 'n hoek gedruk het. Maar iemand moet my hoor vandag, het stop hier nie. Daar's lewe hierna. Hoor jy wat ek sê vandag? Ek sê vir daar's lewe hierna. Dat maak nie saak wat jy face hier. Dit maak nie saak wat jy hele teer gaan hier. Dit maak nie saak hoe hard jy is vandag hier. Ek het gekom om te sê broer Lorenzo, hierna is daar weer lewe. Hierna is daar lewe. Jy sien maar wat ons moet verstaan. Dit is hoe ons hier lewe wat inpak hoe ons hierna gaan lewe. Nee, hier kan ons maak wat ons wil, hier kan ons doen wat ons wil, hier kan ons kom en gaan soos wat ons wil, hier kan ons praat soos wat ons wil, ons kan aan mekaar doen wat ons wil, maar wat sy hier doen, beïnvloed hoe sy hierna gaan lewe. Is dit waar? Het het 'n direkte impak. Die Afrikaanse man sê, het het direkte implikasies. Jou leefstyl hier het direkte implikasies op die hiernamaals.
Hey. Wanneer hy besyn gaan blaas, Liam, dat is een van 2 plekke waarna toe jy kan gaan. Ja, Paulus sê in 2 Corinthians 5 verse 1, he says, for we know that if our earthly house, this tent, is destroyed, we have a building from God, a house that is not made with hands, it is eternal in the heavens. En die tentwoning afgebreek gaan word. Daar is 'n lewe na die. En die koordigter sê, across the bridge, there's no more sorrows. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river. And there you will never be unhappy again. Because there's life after this. Hoor jy wat ek sê? There's life after this. En ons sien, prys die naam van die Here, dat baie mense, prys die naam van die Here, hulle lewe 'n lewe asof daar niks na die dood is nie. Hulle lewe 'n roekelose lewe. Hulle lewe 'n rigtinglose lewe. 'n lewe vol onvergifnis. Hulle lewe 'n lewe in haat en nait. Hulle lewe 'n lewe in verwyte. Hulle lewe in resentment. Hulle lewe vasgevang in childhood trauma. Hulle lewe vasgevang in die ding wat met hulle gebeur het, in 'n verdwaalde identiteit. Hulle lewe vasgevang in mense wat hulle teleurgestel het. En as gevolg van dit weet hulle nie dat hulle belemmer die lewe hierna nie. Maar as lewe na die. En vandag wil ek vir u sê, dat hoe u hier lewe, gaan bepaal, hoe ons daar gaan lewe. Eerst het so anders 1:9 sê, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. And so now what I want to make sure is I want to press towards the price of the mark of the high calling. Die apostel Paulus sê in die boeke van Filippense, hy sê ek vergeet die dinge wat agter my is. Hy sê en ek strek my na dit wat voor my is. Na die prys van die merk van die roeping van God in Christus Jesus. Hy sê now within me the hope of glory. Die woord hoop daar praat van 'n toekomstige glorie. Hy sê nou druk ek na dit wat in die toekoms vir my wag, ongeag hoeveel pyn ek hier het, ongeag hoeveel teleurstelling ek hier het, ongeag wie my verdruk hierso, ongeag vir wie ek verloor hier. Ek het 'n doel voor oë en ek druk towards daai doel. Ek gaan nie toelaat dat enigiets my distrek hier. Ek gaan nie toelaat dat enigiets my oë afhaal van die merk van God in Christus Jesus. Want dan kom 'n dag, prys die naam van die Here. Die Bybel praat van die wit troon oordeel. Ek is nie weg van Hebreërs chapter 9 af, ek is nou daar. Die Bybel praat van wat ons noem die wit troon oordeel. En beloveds, by die wit troon oordeel gaan ons almal staan. Maar kom ek sê wie beduidig dat ek nie oor u nie. Nee, ek kan nie ingeseën het. Ek kan nie gedoop het. Prys die naam van die Here, ek kan jou ewen geordein het. Die dag draai ek my eie pakkie na die mark. Nee, die dag gaan ek betaal vir wat ek gedoen het. Die dag, prys die naam van die Here, word die bokke van die skape geskei. Die dag is die huurlinge aan een kant en die seuns aan die ander kant. Hoor jy wat ek sê? Die dag is die vessels of honor. Paul sê vir Timotheus, hy sê in elke great huis, in every great house, there is vessels of honor and vessels of dishonor. Hy sê in die dag sal die bokke van die skape geskei word. En die dag sal ons vergeld word, elkeen volgens sy werke. En die dag sal die Here sê, well done, good and faithful servant. Oor weinig was jy getrou, maar oor vele sal ek vir jou aanstel. Of hy sal sê, gaan weg jou vervloekte. Ek het jou nog nooit geken nie. Maar ek het duivels uitgedrywe in u naam. Ek het 100 siekes gelê en hulle het gesond geword. Ek het gepreek en siele het tot bekering gekom. Gaan weg jou vervloekte. Ek het jou nog nooit geken nie. Die dag papa sal elkeen sy eie pakkie na die mark dra. Maak nie saak hoe my toga vandag lyk, jy kan mooi en vry is. Die dag sal my lewe voor my afspeel. En die Here sal vir my wys wat het sy in die geheim gedoen en wat nou in die openbaar geopenbaar is.
Ek sê vir een die dag, gaan my titel my nie red hier. My vriende gaan my nie kan red hier. My pastoor sal my nie kan red hier. My kerk se naam sal nie kan getuig hier. My werke sal getuig. Eerste Johannes 1:9, maar my God is getrou. Dat as ons ons sonde bely, dat hy ons sal vergewe van alle ongeregtigheid. En so nou geliefdes, terwyl ons regmaak om na die einde te kom, kom die skrywer van die boek van Hebreërs hoofstuk 9. En die eerste ding wat hy doen is, hy draai 'n pizza tussen die werke van Moses en die werke van Jesus. Hy sê Moses het die verantwoordelikheid gehad om die bloed van bokke, ramme, saam met die wol en die hyssoptak binne die tempel in te vat. Dan die tempel te besprinkel, die boek van die wet te besprinkel en ook die mens te besprinkel tot reiniging. Hy sê dan sodoende sal Jesus dan in die ewige hemel 'n tempel wat nie gemaak is met mensehande nie, binne die troonkamer van die binne die troonkamer van die Vader gaan en sy bloed wat gevloei het op die heuwel van Golgotha, bloed nie die van skiere, bokke en ramme nie, bloed wat nie bevlek is met ongeregtigheid nie, bloed wat nie bevlek is, prys die naam van die Here, met sonde nie, maar hy gaan aan die troonkamer van die Vader. En daar verteenwoordig hy ons. Nie soos die hoëpriesters van jaar tot jaar moes die sonde van die mens bely het nie, maar vir eens en vir altyd het die seun van die mens in die troonkamer van die Vader gegaan en as ransom vir my en u, as losprys, die gate in sy hande en die in sy voete, daar waar die spies om deurboor het in sy sy, en hy het aan die Vader betoon, sodat die wat hulle sonde bely het, vir eens en vir altyd kwyt geskeld is, van die skuld wat hulle nie kan betaal nie. Geliefdes, van ek en u het 'n skuld, wat ons nie kan betaal nie. En hy wat skuld gehad het, en dis die pizza wat, ek som het maar nog op in my vertaling, dis die pizza wat die skrywer van Hebreërs daar beskryf, prys die naam vir die leser, en nou sê hy van die mens is bestem om eenmaal te sterf. Nou die sterwe daar, ek maak klaar, die sterwe daar is die sterwe wat God vir Adam van waarsku. Toe hy met Adam praat in die tuin van Eden. En hy sê vir Adam in die tuin van Eden dat hier staan van al die bome in die tuin mag sy eet. Maar van die boom in die middel van die tuin mag sy nie eet nie. Hy sê die dag wanneer sy van die boom eet, sal sy sekerlik sterwe. Nou die dood wat hy daarvan praat, is nie die eternal death nie. Die is die natuurlike dood wat ons natuurlike liggaam nou geonderworpe is. Dat kom staan ons vandag by die oorskot van Suster Sabina. Because sy is geonderworpe net soos ek en u aan die natuurlike dood. Nou sê hy, die skrywer sê, daarom is die mens bestem om eenmaal te sterwe. So na die dood kom ons voor die regterstoel van God. En daar word ons vergeld volgens ons werke. Nou sê die woord van die Here, maar die loon van die sonde is die wee van die dood. Maar die dood daar is nie dieselfde dood soos die dood nie. Van die dood daar is die ewige dood, waar die boek van Maleagi van praat, waar die vlamme jou kom beheersraak. En die Bybel sê, nee, die gesangboekie sê dat soos die, waar die wurms jou sal opeet. Die Bybel sê, daar sal 'n geknirs van tande wees. Prys die naam van die Here, because dit is die ewige dood. En die probleem vandag is, my broer, baie is op hy pad. Because hy pad is lekker. Nee, hy pad had solos. Daar kap ons het uit. Nie op die pad, maak ons gereed vir aftertees na die.
Is lekker op hy pad. Die probleem is, baie is op hy pad. Maar die pad wat lei na die ewige lewe, min is daar. So brother Ellen, hoe maak ek vandag om van die breë pad na die smal weg toe te gaan? Die Bijbel sê, Jesus sê dat tot en met John, until the day of John the Baptist, it was the law and the prophets. But since the day of John the Baptist, the kingdom suffered violence and the violent took it by force. Die ander skrif sê, en baie druk daarin. Jy sien, die pad is so smal, dat wanneer jy die geleentheid kry om in te kan kom, moet jy indruk. Sy moet jou inwikkel. Sy moet jou inforce. Sy moet jou, daar is 'n skrif wat sê dat die Here moet ons wikkel in die kleed van geregtigheid. En die pad moet jy jou inwikkel, because hier is smal en min is hier op, maar daar is nie plek vir al die ander bagasie. So brother, hoe maak ek om daar uit te kom? Wat moet ek doen om op die pad te kom? Die pad wat Jesus vooruit gegaan het, om die weg vir ons te baan. Waar hy nou sit aan die regterhand van die Vader, en weet jy nie, hy moes miskien gisteraan omgekom het, maar gisteraan toe sê die seun vir die Vader, hy gaan môre na begrafnis toe. En by die begrafnis gaan hy 'n geleentheid kry om hom te bekeer. Wil jy nie miskien nog 'n bietjie wag voor hy hom kom haal nie? Gee hom net nog, die Bybel sê Jesus is ons advokaat. Dan sê die Bybel in die boek van Openbaring dat die duiwel is die aanklaer van die broers. So wat maak die aanklaer? Die aanklaer, pastoor, hy maak 'n dokket van u bymekaar. Hy sê, daar het u alweer gevloek. Daar het u alweer gedrink. Daar het hy alweer gehoreer. Daar het hy alweer die gedoen en gesteel en gelieg en dit en die gedoen. Nou maak die aanklaer, hy dokket by mekaar. En die mistake wat die aanklaer maak is, dat wanneer hy in die troonkamer van die Vader kom, soos hy in die dag van Job is, hoofstuk 1, gekom het om u aan te kla, vergiet hy dat daar sit al klaar advokaat. U prokureur sit al klaar daar. U advokaat sit al reeds daar, sodat wanneer die aanklaer u dokket wil aan die Vader present, dan sê die aanklaer, die gat het ek vir haar gevat. Hy doringkroon het ek vir hom gevat. Julle is skuldig aan hy ding, maar toe hulle my in die sy steek, toe ek sê tetelestai, toe was dit vir hom. So jou advokaat het voor jy uitgegaan, om die weg vir u te baan. Hoe maak ek vandag om op die pad te kom waar my advokaat gegaan het? Die advokaat sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis optel en my volg. Hy sê vir die ryk jongman, vat jou rykdom, gee het in die armes en dan kom sy. En nou weet ek nie waar u is vandag nie. En ek weet nie wat u struggle is vandag nie. Maar brother, ons is by 'n begrafnis. Ons kan vandag by die begrafnis van jou ou mens ook wees. Moenie daai mis. Ons kan vandag by die begrafnis van u ou mens ook wees. Hoekom mits ons nie sommer die twee? Dat wanneer ons die oorskot van Suster Sabina afsak, dat ons ook sommer verwel sê vir jou ou mens. Dat ons ook sommer verwel sê vir die struggle wat u het, vir die pyn wat u het, vir die addiction wat u moet sukkel. As iemand dan agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis optel en my volg. Ek nog aan u sê, ek moet aflê, nou sê u vir my, ek moet weer iets optel. Die kruis waarvan ons praat is die bekering tot Christus. Martha is so bedruk, en ek wil vandag vir julle aanmaan om nie dieselfde fout te maak nie. Because Martha gooi nog 'n beskuldiging na Jesus toe. En die Bybel sê, sy sê vir Jesus, ek weet u is die seun van God. Ek praat nie van hy opstanding nie.
Jesus sê, draai om en hy sê vir haar, week as die opstanding in die lewe, etc. En dan vra hy vir haar, glo jy dit? Kyk wat maak Martha beloor en so. Die Bybel sê, sy draai om en sy loop weg. Moenie vandag die fout maak om hier om te draai. Sonder om Jesus aan te neem as jou persoonlike zaligmaker. Moenie vandag die fout maak om hier weg te stap, sonder om jou kruis op te tel. Moenie vandag die fout maak om hier uit te stap, soos 'n Martha, wat eens op 'n tyd Jesus genooi het na haar huis toe. En nou omdat haar spirit gebreek is, verstoot sy hom en sy blameer hom. Die uitnodiging is duidelik, die woord van die Here is in die poorte van die ore. En Heilige Gees staan en klop by u hart se deure. U is al reeds oortuig. U moet net opstaan en die kruis opneem. Terwyl ons almal se oë gesluit is in die teenwoordigheid van die Here. En die Gees van die Here saggies oor sy volk rus. Wil ek u tog vra, wil u nie vandag vriendskap sluit met die Here nie? En as u sê, brother, bid vir my. Ek wil my hart vandag vir die Here gee. Net daar waar jy is, kan jy hand saam met myne opsteek. My hand is op vandag. Wie sal die tweede persoon is wat sê, ek wil vandag vriendskap sluit met die Here? Ek wil nie vandag, dankie vir die eerste hand, daarachter is daar nog iemand wat sê, ek gaan nie vandag die plek verlaat, sonder dat ek die vriendskap sluit met die Here nie. Het sal te vergeefs wees, dat ek jy inspireer en motiveer, en u nie uitnooi om Jesus aan te neem as die persoonlike zaligmaker. Is daar nog iemand vandag wat sê, bid saam met my, ek wil die Here aanneem. Stiek jy hand saam met myne op, en die van onze broer wat sy hand al reeds opgestiek het. Is daar tweede persoon? Is daar tweede persoon? Is daar nog iemand? Ons het 'n paar hande hier, so 4 hande. Is daar 6de persoon vandag? Is daar 6de persoon? 7, is daar 7de persoon? Is daar nog iemand wat sê, ek wil vandag kom? Ek gaan nie die moment laat verby gaan nie. That's what this altar is for. Is daar nog iemand? Is daar 8de persoon? Daar is nog iemand vandag. Die Here staan en klop by u hart se deur. U is gebroken, u is verstoot, u is verlaten, u is eensaam en alleen. Jesus wil vandag jou vriend word. Jesus wil vandag in jou hart kom woon. Hy wil die koning van jou lewe word. Is daar nog iemand vandag? Stiek jy hand hoog op. Stiek jy hand hoog op. As daar niemand is, kan ek ons 'n dieken na agter vra, my broer te bring wie sy hand op was. My broer wie sy hand op was daar agter in die deur. U kan kom. Kom ons klap ons hande saam, familie. Die kinders wat hulle hande opgesteek het.